Wat 'n voorreg dat ons op 'n Sondagoggend lekker saam in die teenwoordigheid van die Here te kan kuier. Op ons aanlyn kerk, ek het vanoggend 'n bietjie vroeër begin. Ek het 'n paar ander dinge wat die dag nog moet gedoen word. Kyk uit om saam met jou te kuier vanoggend en ek wil jou uitnooi. Ek sien nou hierdie kraag, dit lyk of ek nou net opgestaan het. Ek glo jy het lekker geslaap en dat jy rustige dag het wat voor lê. En vir my, Pastor Stef, altyd lekker om sommer net saam met jou te kuier. En ek weet dat vanoggend ook 'n boodskap is wat moontlik al gehoor is in die verlede. Maar ek het in hierdie week, na aanleiding van al my boodskappe, het soveel mense by my gesit en vir my gesê deur boodskappe en oproepe, ek moet keuses maak. En ek weet nie hoe nie. Ek weet nie waar om te begin nie. Ek is 50, ek moet oorbegin, ek is 65, dinge loop nie lekker nie. Pastor Stef, hoe nou? Wat nou? Hoe maak ek klaar? Hoe begin ek oor? Waar begin ek? Wat doen ek? En vanoggend wil ek 'n boodskap wat ek baie geniet om te bedien op plekke en uit te brei op, altyd gee die Here my 'n vars nuwe woord saam dit. Maar vanoggend wil ek met jou praat oor jy wat nou weer moet oorbegin. En jy wat weer tans weer die pad moet stap na seer en dalk weer terug in 'n ou verhouding en jy hoop dit gaan hierdie keer werk. Jy sit in 'n posisie van jy het jou werk verloor en jy moet nou oorbegin. Hoe begin ek oor? Hoe tel ek weer die stukke op na alles platgeval het? Nou luister saam met my op TikTok en op Facebook, my nommer verskyn oral en julle is meer as welkom om my te volg. Julle sal sien my WhatsApp nommer verskyn deur die program, ook so op die platform. Stuur vir my 'n WhatsApp, ek laai op ons groepe. Jy ontvang ons dagstukkies elke oggend hier van 5:00 af kom my dagstukkies op Facebook. Ek glo julle kry dit en julle geniet dit en ek het 'n lied bygesit. So elke dag se dagstuk wat ek skryf, sit ek ook 'n lied. Daai woorde van die dagstuk verander ek 'n bietjie en ek omskep dit in 'n lied en ek plaas dit ook so. As jy op die WhatsApp groepe is, dink ek is dit baie beter want jy hoef dan nie soos op Facebook eers in 'n app in te gaan om na die lied te gaan luister nie. Jy kan sommer maar net jy weet as ek kom daar op die groep plaas, kan jy hom aflaai en hy's in jou audio en jy kan dit in jou voertuig luister, jy kan dit in die aand gaan luister as jy gaan slaap of deur die dag luister. En dit is so toepaslik rondom jou dagstukkie wat jy vir die dag ontvang het. En daai lied kan jy altyd na luister. Ek moet vir jouself sê, ek geniet dit, want ek my eie goeters na luister, ek geniet dit, want dit is inspirerend, en dit is geestelik, en dit stig my, en dit gee my moed en krag, en daar kom selfs in my eie lewe antwoorde, deur die dagstukkies wat ek lees self, want wat baie keer skryf ek, en dan eers op 'n latere stadium plaas ek dit, soos die Here dit ook maar altyd op ou se hart lê. En ek het agtergekom dat God se tyd is die beste en is perfek. En as jy op die groepe is, sal jy dit ontvang en ek glo jy gaan dit baie geniet. Hierdie week se liede ook en se kort dagstukkies ook. Hierdie is 'n besonder lang week. Ek het 'n paar dinge wat moet gebeur. Karen word Dinsdagoggend geopereer. Ek dink 'n 4 tot 6 ure operasie. En soos julle weet, gister was dit presies 'n jaar terug wat sy in die kar ongeluk was of in die tref en trap, wat sy feitelik deur die vooruit van 'n voertuig is en hulle het haar vir dood opgetel. En koma, bloeding op die brein. En 'n jaar later, Dinsdag, gaan sy in vir operasies en ek is opgewonde vir dit wat God ook besig is om in Karen se lewe te doen en ook so dat sy sê vir my, ek gaan so mooi lyk as ek daar uitkom, jy moet pas op. Ek is opgewonde en ek weet dat alles gaan ook goed afloop. Dis is my altyd 'n voorreg om saam met jou te kuier en ek glo jy geniet ook ons aanlyn dienste in die aande. Onthou vanaand 8:00 se aanlyn diens. Nou moet dit nie mis nie. Ek wil, soos ek in die week ook gesê het, gaan net na
my skakel toe en gaan luister, gaan net na die blad toe, jy sal dit daar vind. Vanaand se 'n spreekrekord en jy moet na my blad toe gaan, fisies, en jy moet daar op tik en dan kan jy na die boodskap luister. Jy gaan nie 'n notification kry dat ek live is nie. En ek dink op TikTok sal hy al seker hier van 6 uur se kant af sal vanaand se boodskap al tussen 6 en 8 sal hy opwees en ook op YouTube. Net na 9 sal my aandse boodskap ook in PDF, jy weet, soos in preekmateriaal ook op die groepe gelaai word. Dat jy dit kan gebruik vir Bybelstudie of vir selfstudie en ek dit aanstuur vir iemand vir wie dit iets gaan beteken. Ek glo dat julle dit gaan geniet. Ons het 'n stormagtige paar weke agter die rug gehad met klomp dinge wat gebeur het en vanoggend kuier ek saam met julle en ek sê dankie vir die Here dat hy werklik getrou is en dat hy goed is en ek's opgewonde vir my seisoen. Ek's opgewonde vir hierdie week. Mag hierdie ook jou week wees van deurbraak en genesing. Abba Vader, baie dankie vir die liefde, dankie vir u genade, dankie vir die voorreg dat ons kinders van God genoem kan word en dat ons aan u behoort en dat daar niemand is soos u, niemand wat opgemeet en niemand wat vergelyk kan word in u nie. Vader, my gebed is dat vandag se boodskap waar 'n man dalk moet oorbegin, 'n vrou moet stukke weer optel om oor te begin na die dood van 'n geliefde of 'n familie met die dood van 'n geliefde, om oor te begin na dood, oor te begin na werk wat verloor is, oor te begin by 'n nuwe plek, in 'n nuwe verhouding, of na 'n verhouding wat opgebreek is. Bid ek, Here, dat u vir haar en vir hom vandag sal omvou en sal seën en hy en sy sal ervaar u krag en u sterkte. Heilige Gees, dankie dat u getrou is. Vader, dankie vir u nabyheid. Dankie dat ons in hierdie oomblik ook so kan kom aansit en kom geniet 'n woord en iets wat u vir ons voorberei het. En ek eer u daarvoor in Jesus se naam. Amen. Soos ek gesê het, oorbegin het ek al oor gepraat en ek dink vandag na die aanleiding van hierdie week waar so baie mense met my gepraat het en vir my gesê het, Pastor Stef, man, dis einde van die jaar, ons is moeg, ons is oorlaai, ons het ons werk verloor, ons sukkel om werk te kry, ons weet nie waarna toe te gaan nie, ek is op pensioen en ek gaan nou op pensioen en ek moet oorbegin in my lewe. Ons het 'n pa, ons het 'n ma, ons het 'n kind aan die dood afgestaan en nou weer op te staan en weer te kan leer om aan te gaan met 'n nuwe omgewing, in 'n nuwe omgewing, sonder iemand. Hoe doen ek dit? En vandag gaan ek bietjie met jou daaroor gesels. En mag dit jou besonders ook seën. Ek glo dat ook na ons hier na die einde se kant toe gaan van 2025, jy ook dalk wat nou sit en luister en sê, ek is lus vir 'n nuwe werk, ek is lus vir 'n nuwe seisoen in my lewe, en jy het dalk al jou gebed gemaak, en jy roep dit, luister na volgende se boodskap, en mag dit vir jou een groot blessing ook wees, in Jesus se naam. Om oor te begin. Wel, wat is oorbegin? Hoe begin ek weer oor, Stef? Hoe begin ek? Want om oor te begin met iets beteken nie altyd, jy begin nie. En jy stap dalk nou 'n pad in jou lewe, en jy het nou al 'n pad in jou lewe gestap. En jy kom en jy sê, dit is dieselfde dinge wat ek nou weer moet doen. En wat ek verlang nie gedoen het nie. Nou moet ek dit weer doen. Ek is nou weer terug waar ek 5 jaar terug was. Dis dalk hoe jy voel. En meeste van die tyd beteken dit eintlik maar net om aan te gaan met die stukke of van die stukke van jou wat uitmekaar geval het. En dalk is daar van jou verlede, want weet jy wat, ek het agtergekom, ons kan nie van ons verlede natuurlik weghardloop nie, net? Dit is nou maar 'n feit soos 'n koei.
Jy kan nie van die verlede weghardloop. Die verlede is daar. Maar hoe begin ek en hoe loop ek hierdie pad? Om nuwe dinge aan te pak. Het ek agtergekom in my lewe is nie so moeilik nie. Dit is vir uitdagings. Dit bring adrenalien in jou menswees. In die onbekende. Maar om die stukke van my lewe wat uitmekaar geval het, jy weet, op te tel en weer aan mekaar te plak. Dit is waar die challenge lê. Ek dink jy kan met my saamstem. Jy weet, om weer die flenters hard weer op te tel, om weer aan te beweeg, om weer gesond te word. En ek glo dat God met jou nou 'n afspraak het, om te hoor waar jy nou is, in jou lewe, wat jy deurgaan, besluite moet neem. Ek het in die week met 'n man gesels, wat uit 'n sekere bedryf en 'n nuwe bedryf moet ingaan. Hoe doen ek dit en doen ek die regte besluit? Ek dink, as ons net op 'n plek kan kom, waar ons kan aanvaar, en ek het gesukkel hiermee in my lewe, dat slegte goed ook met goeie mense gebeur. En goeie goed, hoekom gebeur dit met daai slegte man? Hy het dan dit en dit aan my gedoen. En hoekom gaan dit met hom goed? Het jy al so gevoel? Het jy al so gedagte gehad? Wel, ek het al gewonder dat, hoe kry daai ou dit reg? Daai skurk, om dit aan te gaan. En dat slegte goed nie noodwendig gaan ophou gebeur nie, moes ek ook mee vrede maak in my lewe, sal die vrees van oorbegin dalk 'n klein bietjie minder word, as jy daarmee kan vrede maak. Challenge, nee. Uitdagend. Want om oor te begin, beteken eintlik maar om met dit wat jy het, dit wat jy nou vandag het, op hierdie pragtige Sondag, of oor het, om jy aan te gaan. Dis nie altyd 'n lightning oomblik, of fisies nuwe goed, wat dan oor jou pad kom. En ek het dit gesien, en ek wil vir jou sê, as jy nog nie aangesluit het by ons groepe nie, my nommer verskyn op die platforms, Ivan sit my nommer, en Elmarie sit my nommer op TikTok, en Renier hulle sit my nommer op Facebook. Ek vat die nommer, kom op ons groepe, hierna plaas ek hierdie boodskapie ook op die groep. Maar ek wil vir jou sê, oorbegin is net die aanhou stap van jou eie pad. My pad is my pad, dis niemand anders se pad nie. En ek het vir baie lank in my lewe ook toegelaat dat ander mense se stemme en se invloede die rigting van my lewe bepaal. En jare gelede het ek op 'n plek gekom om nie meer toe te laat dat mense bepaal in watter rigting Stefan Pieterse moet stap nie. Ek het nie meer toegelaat dat mense my kom manipuleer deur hulle most holy words nie. En baie keer hoor jy, en ek wil vir jou sê, jy moet baie mooi hoor wat ek vandag vir jou sê. Ons is so geneig om te wil hoor wat sê ander mense, wat sê God vir hulle om vir my te sê oor my lewe. Hoekom kan jy nie self hoor by God nie? Wat is fout met jou? Moet jou ore uitgespuit word? Of is dit omdat jy te ongelowig is, of om nie te stil wil raak, om te gaan sit en te gaan hoor wat God vir jou wil sê nie? Want ons sien mos, ons kan by McDonald's inry en 'n hamburger kry en uitry, maar dan moet jy hom vinnig eet. Maar met God vat dit tyd. En ons het net nie meer tyd eenvoudig nie. Maar in jou lewe van oorbegin, wil ons altyd uitreik na ander toe. En vandag sê ek vir jou uit my hart uit,
om by God uit te kom, om by God te gaan sit en by God stil te word, want net God gaan vir jou op hierdie nuwe pad, of dieselfde pad wat jy stap met jou oorbegin, of aanhou te gaan, of in 'n nuwe rigting te beweeg, is net jy wat by God kan hoor. Ek kan saam met jou bid, en ek kan moontlik hier op die kantlyn vir jou riglyne gee. Maar jy is die een wat by 'n punt moet kom om te hoor by God. Vrede te kry by God. Hoe kry ek dit? Ek kry dit alleenlik wanneer ek alleen tyd maak vir my en God. Maak tyd vir God, maak 'n afspraak en spandeer tyd daar met God. Moenie dit mis wat God vir jou in store het nie. Oorbegin is net die aanhou stap vir my eie pad, maar op 'n ander manier. En dalk in 'n ander rigting. Maar dan moet ons eers aanvaar dan moet ek by 'n plek aankom om eers seker goed te aanvaar. Dit is altyd maklik nie. Maar ek wil vandag vir jou sê om vrede te maak met dinge in jou lewe. Want om oor te begin, vra dat jy moet aanvaar dat alles wat met jou gebeur het, nie jou skuld was nie. Alles wat met jou gebeur het, nie jou skuld was nie. Om oor te begin, moet jy ook aanvaar dat goed gebeur, al verdien jy dit nie. En ons voel so. Hoekom is dit op my pad kom? Hoekom is dit met my gebeur? En as jy op die punt staan om oor te begin, en jy sit nog met seer en met stikkend, met jy aanvaar, dat die lewe nog nooit fair was nie, of ooit gaan wees nie. Maar moet jy aanvaar, dat dit oké is. Want as jy wil oorbegin, moet jy aanvaar, dat dit oké is, as jou lewe nie altyd suksesvol en vol sonskyn is nie. Suksesvol? Is dit nie wat God dan van ons instoor het nie? Ja. Dinge gebeur. En vandag moet jy by daai punt kom om te kan sê, ek maak vrede met dit. Maar jy kan ook nie meer bekostig om so aan te gaan in jou lewe nie. Hoor my vandag. Dit vra verandering. Dit vra dat jou mentaliteit, dat daar 'n omkeer sal plaasvind. Jy moet 'n u-draai maak in jou lewe. En moontlik volgende, om by so punt te kan wees, om oor te begin, moet jy aanvaar, en dit is wat baie mense mee sukkel, dat dit wat vir jou broer werk, dalk nie vir jou gaan werk nie. Dit wat vir jou buurman werk, gaan nie vir jou werk nie. Wat in 'n ander huis werk, is nie noodwendig wat vir jou gaan werk nie. Om oor te begin is ons geneig om te wil luister wat anders sê. Te copycat. Praat met my dogter die week. Sy praat met my oor die aardappelprys wat af is. En hulle plant aardappels groot. En sy sê, pa, weet maar hoe dit werk. As een sien dit werk, dan doen almal dit. En ewe skielik dan is die mark in sy glorie in. Dit is nie noodwendig wat vir iemand anders te werk, vir jou gaan werk nie. Maar ek wil iemand nog steeds hoor, hoe God in jou seisoen vir jou wil tyd maak. Maar hy vra, dat jy vir hom tyd maak. Het vra dat jy gaan sit en jou lewe herrangskik, organiseer. En jy sit dalk nou negatief, dat dinge nie uitgewerk het nie. Jy sit dalk nou, en jy is kwaad. Maar hoor vanoggend, dalk is dit ook 'n plek, en ek het dit nou al 'n paar keer ook gesê, wat mense geneig is, om by putte te sit wat al reeds opgedroog het.
Putte wat eens op 'n tyd vir hulle water gegee het en voorsien het, lewe voortgebring het, net nie meer doen nie, maar hulle bly nog steeds daar sit. Kom weg daar. Vertrou God. Begin in die geloof op te staan, uit die boot uit te klim. Jy kan nie meer so aanploeter nie. Jy kan nie meer so sit nie. My lewe het hierdie jaar in 'n nuwe rigting ingegaan, omdat ek vir eenvoudig opgestaan het na 4 jaar uit my omstandighede en 'n besluit geneem het om aan te beweeg. En die oomblik toe ek dit begin doen, maar dit moes by my plaasvind. Hoeveel het al met my gepraat? Baie. Karen sê vir my, jy's nie 'n boom nie. Trek jy wortels uit en beweeg. En dalk is dit nou nodig om te hoor, jy is nie 'n boom nie. As jy moet move, move jy. As jy moet aanbeweeg, moet jy aanbeweeg. As jy moet klaarmaak, moet jy klaarmaak. Maar die Here in die hemel het vir jou soveel in stoor, maar hou op idle en wag dat manna net uit die hemel geval. Jy moet iets begin doen. Jy moet daai stap neem. Om oor te begin. Dit vra guts. Dit vra dat jy by God moet sit. Want dis al hoe jy 'n nuwe begin kan maak, is met sy krag. Moet jy aanvaar dat almal struggles het, al voel dit vanoggend en vandag, dat jy op hierdie aarde die enigste een is wat hiermee sit. Hou op jouself ook jammer kry. Veer die trane af, staan op. Dawid moes opstaan van die dorsvloer, na sy seun se dood. Hy moes gaan en hy moes vir hom gaan was en skeer en aantrek en hom klaarmaak. Jy moet aanbeweeg. Jesus het nooit gestagneer. Jesus het elke dag opgestaan en vir sy disippels gesê, kom ons stap, kom ons gaan na die stad, kom ons doen dit, kom ons gaan. Waar hy gevertoef het, was vir 'n ruk, omdat God daar besig was. En nou was jy dalk op 'n plek in jou lewe, waar dinge mooi gewerk het, en nou werk dit nie meer nie. Dalk sê God vir dit het tyd geword om op te staan en te beweeg. En ek moes op 'n plek kom in my lewe, dat ek is nie die enigste een wat deur dinge gaan nie. Ander het erger dinge, en die wonderlik is van aanlyn kerk, as ek bid se mense, dan kom ek agter, wow, ek is nie die enigste een wat deur dinge gaan nie, as mense met meer dinge as ek. As meer storms in ander se lewens as wat ek self beleef. Om oor te begin, jy ook by 'n plek kan kom om te kan aanvaar, dat jy wat seer het, nooit die verskoning sal kry wat jy verdien nie. Ek gaan iets sê nou, en ek voel net soos gelei om dit te sê. Om oor te begin, en aan te beweeg, en dalk is dit in 'n nuwe verhouding, of jy's verloof, of jy's nou getroud, of jy's in 'n nuwe besigheid, of jy's in 'n nuwe dorp, of jy's net besig met iets nuuts. Baie keer is daar bevordering in die geestelike riem vir mense. En ek glo dit is wat God ook vir jou wil doen. God wil byvoeg in jou lewe. God is nie in die besigheid om seer te maak en te breek nie. Hy is nie wie God is nie, hy is 'n God van liefde. Die ongemak en die ironie is dat ons gee God altyd die skuld, maar dis ons wat dit oor onsself bring, en slegte keuses wat gemaak is deur die mensdom, dat ons sit waar ons sit. En in ons humanistiese stelsel, en nie die demokratiese stelsel, het ons in onsself al 'n God geword, dat ons God nie meer nodig het, want ons kan self besluite neem, en ons kan self, jy weet, sê ja of nee. En ons het nie meer God nodig, want kyk, ek bly in hierdie huis, en dis ek wat hom gekoop het, hierdie kar is ek, hierdie besigheid is ek, man, hierdie bankrekening is ek, hoekom het ek God nodig? En ek wil nou iets sê vir jou, en ek wil vir jou sê vanoggend, dat jy moet baie mooi hoor, dat om aan te beweeg, of om oor te begin, gebeur partykeer in dit konflik.
En moenie baie keer die konflik sien wanneer jy weet dit gebeur dat jy weet die Here nou kwaad is of iemand nou 'n spel het nie. Partykeer om in 'n nuwe seisoen in te gaan, moet jy klaarmaak met 'n ou seisoen en dit vra partykeer om klaar te maak met ou vriende. Klaar te maak met ou kennisse. Dit vra dat jy in 'n nuwe rigting moet beweeg, want partykeer het jy daai mense wat altyd negatief is, nou stap jy in 'n nuwe seisoen in, en hulle is nog steeds op jou, jy weet, op jou trailer, hulle is nog steeds in jou lewe, jy weet, en hulle gaan jy maar net weer aftrek na 'n maand of 3, en dit vra baie keer om oor te begin. Om oor te begin beteken ek begin oor, en ek begin oor, ek neem besluite. En ek moet kies, dat waar ek nou staan, gaan ek nie weer toelaat dat hierdie 'n invloed op my toekoms gaan hê nie. En ek moet groot genoeg en sterk genoeg kan wees, en sensitief genoeg te kan wees, om te hoor by die God, en God se leiding te vat. Maar ek moet ook op daai plek kan kom, om te sê, ek kies om nie meer hom en haar toe te laat in my lewe nie. En sê dat ek nou vir jou kwaad is nie, maar die pad wat ek nou stap, kan ek nie bekostig dat jy weer, jy weet, op hierdie wa van my klim nie. Ek kan nie bekostig dat jou stemme weer galm in my lewe nie. Maak klaar. Maak dit vir jou sin. Om oor te begin verdien nuwe besluite. Om oor te begin vra vandag van jou en my, om ons denkpatroon ook nugter te hou. Moet jy aanvaar dat jy nooit daai verskonings gaan kry, en dalk het daai konflik gebeur, dat jou oë moes oopgaan. Dalk het sekere knope, dit voel soos 'n knoop, maar eintlik het God 'n knoop kom losmaak, om te sê, jy het nie meer daai mense in jou lewe nodig nie. Kom ek gee gou vir jou 'n voorbeeld. In 2019 trek ek uit Limpopo Gauteng toe, net voor COVID. Bou 'n skool in Benoni. Ek ken net Louis Trichardt, ek ken net Limpopo. So ek ken net daai sekere kontrakteurs wat ek al die jare in my lewe gebruik het, wie my teelers en wie my dakke doen en wie dit doen en wie dat doen. En ek kom hierso en ek bou die skool en ek ken niemand in die stad nie, so ek gebruik nog steeds dieselfde groep mense. En in dit, toe ek deur daai hele bouprojek gegaan het, kom ek agter dat jy's nou in Gauteng. Daar's 1000 van daai ouens wat jy daar net 3 van gehad het. Hier's die prys soveel goedkoper. Die kwaliteit diens, die beste en selfs nog beter as wat jy aan gewoond was. Wat het ek gedoen? Die projek daarna, ontmoet ek nuwe mense. Ek begin 'n nuwe pad te stap. Ek hoef nie die hele tyd op my foon te wees, hoekom, die bakkie het daar aan die kant, potgieters rus gerol met die voorraad, ons moet nog 'n week wag. Ag nee, wat, hier is dit sommer vinnig. Daar moes by my verandering kom. En hoe vinniger jy by so 'n plek kom, om ook dit te besef. Ek gee maar net 'n voorbeeld in my lewe, net 'n ou klein voorbeeld. Partykeer vra oorbegin, 'n nuwe begin, heeltemal net. Klaar te maak met mense, klaar te maak met dinge, klaar te maak met situasies. En partykeer kry jy nie, as jy aanbeweeg, daai onverskoning wat jy verwag het nie. Jy gaan dit ook nooit kry nie. En dit is oké, om nie oké te wees. Dit is oké dat jy nou maar so voel, maar ek gaan aan. As jy nog daar wil bly, by daai leepitte,
by daai droë putte, kry vir jou. Maar ek het besluit om aan te beweeg, 'n nuwe begin. Om so 'n plek te kom in jou lewe, om oor te begin, moet jy aanvaar dat die wêreld vol donker siele is. Ja, en gaan altyd wees. Daar's mense wat nie vir jou die mooi in die lewe gaan gun nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê. En onthou, baie keer is daar van hulle wat by jou is, in jou binnekring, wat gemaklik is met daai gemaksoon waar jy is. En ewe skielik wanneer jy opstaan en iets wil doen en aan wil beweeg, gaan daai persone, daai donker siele, jy gaan hulle dan sien as donker siele. Hulle gaan dan nie van hou van die verandering nie. Hulle gaan nie wil aftrek, want hulle wil nie uitgedaag word nie. Hulle wil nie vorentoe beweeg nie. Hulle is happy om te sit waar hulle sit. En ek glo, jy weet, hierso vandag is God besig om met jou te praat en God is besig om met jou te deel in die seisoen waar jy nou is. En dalk het 'n paar dinge in hierdie laaste maand in jou lewe gebeur. En ek glo God het ook deur sy Heilige Gees vir jou gewys. Maar jy kan nie meer met daai mense aangaan nie. Jy kan nie meer met daai dinge deel nie. Jy kan nie meer hulle toelaat in jou binnekring nie. Hulle is nie vir jou goed nie. Hulle gaan vir jou aftrek. Ek kan op hulle bid en ek sal vir hulle bid en ek sal hulle bless en hulle seën. Maar ek kies. Jy moet aanvaar dat jy nie swak is net omdat jy swak voel nie. En dis waar ons die fout maak. Dis waar ons handdoek ingooi. En dis nie waar jy vanoggend, juffie, meneer, boeta, sissa, luister, dis nie tyd nou om handdoek te wil ingooi nie. Dis nie nou tyd om 'n pity party te wil reël en ballonne op te blaas en te sê, hier gaan ons nou sit en huil nie. God het vir iets groters in stoor. Moet jy aanvaar dat jy nie swak is omdat jy swak voel nie. En ek het baie al in my lewe gesit op 'n muursoop. Het so gevoel, rooi mure. Ek het al gesit op 'n pynhoop. Maar ek het geweet, ek moet hier deur. Dis nie my bestemming nie. Die vernedering, die seer, die bankrotskap, die dood, die verlies, is nie jou eindbestemming nie. Jy gaan nie deur. So ek voel nou swak omdat ek is nie swak nie, omdat ek nou swak voel, dit beteken nie ek is swak. Ek het emosies. Ek het 'n intellek. Jy het sintuie. Jy het emosies, jy het die intellek. En is natuurlik dat ons seer kry en einas het en wonde wat rou is na dinge wat gebeur het. Dit definieer nie jou nie. Jy's sterker as dit. Jy gaan weer opstaan en vanoggend wil God vir jou sê, ek het vir jou meer. En om nou weer op te staan en daai nuwe begin, moet jy aanvaar dat jy beter verdien as om te settle vir dit wat na jou kant toe nou gegooi word. En dan moet jy soms jou ore toedruk. En jy moet gaan. Ek gaan nie met my ore spits om te hoor wat julle sê nie. Ek gaan nie meer settle vir die negatief en die dood wat gespreek word. Ek gaan nie settle vir daai mislike woorde, vir daai depressieve woorde nie. Ek gaan nie meer toelaat dat jou woorde my definieer nie. Ek gaan nie meer toelaat dat dit wat oor na my toe gestuur word, 'n effek op my gaan hê nie. Ek gaan nie meer settle hiervoor nie. En vanoggend moet jy ruggraat kry en ophou soos 'n jellyfish wees.
Want baie is ruggraatloos. Want ons hoor maar net en ons laat maar net toe dat almal maar net sê wat hulle sê. Nee. Jy het jou eie emosies, jy het jou eie intellek, jy het jou eie identiteit. Moenie laat iemand jou stem stil maak nie, behalwe God. As God met jou wil praat, word stil. Jy verdien nie dit wat na jou kant gegooi word wat lelik is nie. En hou op om toe te laat dat mense jou aanhou slaan, al is dit familie, al is dit vriende, al is dit kennisse en werkers, jou te slaan met 'n stok oor foute wat jy in die gisters en eergisters in jou verlede gemaak het. Dis meer as dit. Vanoggend praat ek reguit. Vanoggend deel ek met jou want ek voel hier's 'n nuwe begin aan die kom. Ek voel dit in my gees. Dinge is besig om te draai. Moet jy aanvaar dat almal foute maak. Om oor te begin in jou lewe moet jy aanvaar dat almal foute maak en daar 'n baie goeie kans is dat jy nog 'n paar sulke foute in jou lewe gaan maak. Dis mens. Hou op hard wees teenoor jouself, sussie. Puta, hou op jou so slaan oor dinge wat gebeur het. Om oor te begin moet jy ook aanvaar dat hierdie seer wat jy nou in jou saamdra deel is van jou en dat jy daarmee moet leer saamleef en nie van dit probeer wegkom nie. Ons dink net 'n kits gebedjie gaan dit wegvat. Ons dink net 'n kits sessie gaan dit wegvat. Nee. In my storms en in my seer moes ek met dit deel. Moes ek weer oorwinning kry. Moes ek weer krag kry. Moes ek weer genesing kry. En kon ek instap. En kon ek aanstap. En vanoggend dink ek aan soveel wat in hierdie week vir my boodskappe gestuur het. Want in die storm verloor jy jou menswees en jou identiteit en jou stem word stil. En dis wat Satan wil doen. Moenie probeer weghardloop nie. Face dit. Deel met dit. Jy kan nie aangaan met 'n stikkende hart nie. Ek moet gesond wees om op te kan staan, om aan te kan beweeg. En dis kryt om nie meer 10 of groot reuse tree te kan gee nie, of dalk net 'n toon vir 'n toon of 'n voet vir 'n voet. Dis oral genoeg, maar kom in beweging en stagneer net nie, maar deel ook met dit in jou lewe. Om oor te begin met jou aanvaar dat dit wat met jou gebeur het jou nie maak wie jy nou is nie. Maar dat dit jou moet shape en dit wat jy nog moet word. En ek en jy is op 'n pad. Ons is op pad. En vanoggend is hierdie my pad. En ek is opgewonde oor my pad. Met sy dubbeltjies, met sy potholes, ek is opgewonde, want God het vir my instoor, die beste, die mooi, en vir jou. Want om oor te begin moet jy aanvaar dat jou pad is, en jy hoef nie altyd goue sonneblomme en sonskyn te sien om jou pad te kan stap nie. Want reën gaan dit reën, en natuurlik storms sal daar wees. Wanneer jy en ek dit die minste verwag. Jou pad is nie oor of op of weg nie. En ek glo vandag praat die Here met jou, want of anders, ek wil hê jou pad stap dalk net 'n bietjie moeiliker. Of anders vol bilte, bosse en kraaie. My pad's my pad. Dis niemand anders se pad nie. En as jy
die dag kan besef, jy stap nou 'n anderste pad, dan sal jy reg wees om oor te kan begin. As jy aanvaar dat jou pad is en dat jy hom met al hierdie dorings en met al hierdie seer en dan sal jy kan oorbegin te kan stap. Ek sal hierdie pad moet stap, met sy seer, met sy dorings, met sy bosse, maar dis my oorbegin en ek sal hierdie pad stap. Dalk met 'n ander tempo, dalk met 'n ander gemoed. Maar ek wil vir jou sê, God is so getrou. En God bring die mooiste uit die seerste seisoene. Dit is nie altyd nodig om oor goed te kom nie. Ek hoop jy hoor wat ek vir jou sê, dit is nie altyd nodig om oor goed te kom nie. It happens. Dit is nodig, het ek besef, om met jou goed aan te hou stap. Om te leer op 'n ander manier te stap, sodat jy jou goed gemaklik met jou saam kan dra. Want in hierdie openbaar God en bring God na vore die mooi. En as hierdie klaar gemaak word mee, en hierdie dinge geaanvaar word, en mee gedeel word soos jy stap, het jy vrede. Dis vrede wat jy nie aan iemand kan verduidelik nie, dis om met min in die aand te gaan slaap, en rustig te kan gaan slaap. Want jy het vrede. My gebed vir jou vandag is, dat jy, waar jy nou sit en luister, jou goed sal optel, en sal begin stap. Al is dit net 'n tree en 'n toentjie voor 'n toentjie, sonder om ver voor jou uit te kyk. Al voel jy moeg vanoggend en moedeloos en voel jy bang, al voel jy uit vrees, wat ek vir jou sê, word moed gebore. Uit vrees word moed gebore. Ek wil vanoggend vir jou sê, en ek wil met dit afsluit, die lewe is wragtig net te kort om oor te begin. Hou moed en stap daai pad, jou pad, my pad, met God. Ja, hier is 'n man, hier is 'n vrou wat luister, en ek wil dankie sê vanoggend dat ek my kruis kan opneem. Dankie dat ek op hierdie pad vanoggend kon hoor dat u nie klaar is nie, en dat u opgewonde is oor my toekoms. En ek bid vanmôre dat hierdie man en vrou weer opgewonde raak oor hom en haar toekoms. 'n Nuwe seisoen. Trane sal afvee, op sal staan soos godsmanne na 'n nederlaag, van die pynhoop af weg sal stap en weer sal bou en weer sal opstaan. Ons eer u vir u krag en u leiding, ons eer u vir u guns en u goedheid. U is 'n waarmaker van die woord. En daarvoor sê ons vir u dankie dat ons nie hoef vanoggend bekommerd te wees nie, want u Here is met ons. Dankie vir my oorbegin. Dankie om my pad te stap. Dalk net op 'n ander wyse, op 'n ander manier, met 'n ander ritme, met 'n ander gesang, met 'n ander uitkyk. En as mense ook vanoggend ons mee moet klaarmaak en met dinge, spreek ons hulle vry. Ons laat hulle gaan. Ons maak klaar met die eienaars en die seer en die pyn. En ons staan vanoggend op u beloftes wat ja en amen is. Ek is met jou al die dae van jou lewe. Dankie vanoggend, Here, dat hierdie man nodig gehad het om vanoggend op te staan, hierdie vrou vanoggend op te staan en te besef, Here, hy is meer as sy omstandighede. Ons loof u vir die prys wat u betaal het, vir ons vrymaking, vir ons deurbraak, vir ons voorsiening. Ek wil vir jou sê dat hierdie week jou week gaan wees in
jou stap, in jou denke, in Jesus se naam. Jy nog nie op ons groepe is nie, kom op die groepe, my nommer verskyn so, en ons wil graag jy op ons WhatsApp groepe laai, sodat jy elke dag die dagstukkies kan ontvang, en ook so my boodskapie soos vanoggend. Onthou, vanaand 8uur, soos ek gesê het, ek gaan die slaap pre-record, gaan maar net na my page toe, en gaan luister vanaand, se boodskap is nodig om te hoor. Sien uit om saam met julle te kuier hierdie week, en tussen 8 en 9, elke aand, weeksaande, behalwe Vrydag en Saterdag. Man, kuier ons lekker in die teenwoordigheid van die Here. Julle is kosbaar, weet ek bid saam met jou, en kyk uit om jou 8uur te sien. Goedheid en guns. God bless.